Dis 'n knippie. I mean, jy het baie goed op probeer. Kan jy vir ons so 1 of 2 sê waar jy regtig gefaal het en baie geleer het? Ek dink mense like nie my antwoord hier nie en my antwoord is ek faal elke dag. Elke dag is daar iets wat ek nie perfek gedoen het nie, wat ek môre kan improve in my reset. So byvoorbeeld om jou 'n idee te gee, in einde hoërskool en universiteit het ek karre gekoop en verkoop. So ek het soos cars Ek is self ook daardeur, maar dit het my vandag gehou. Ek het baie geld gemaak op 'n stadium, soos crazy baie geld. En het ek R180,000 verloor uit die besigheid uit. Nou vir 'n student om R180,000 te verloor, klink dalk soos 'n groot failure. Maar dit is nie 'n failure nie, dit was net 'n reset. Dit is net 'n iterasie van die reset. My eerste solid besigheidjie wat ek gehad het in hoërskool was ons het sulke statue figurines geproduce. So ons het hulle gesculpt, gemold, geverf, jy weet, na comic book stores. Redelik goed gedoen, maar op die einde van die dag het ek die verkeerde reset van 'n span gehad. Ek het nie die span reg gehad nie. En toe het ek R20,000 daaruit verloor. So jy kan vir 'n graad 10 leerder sê, en jy kan dink, as 'n graad 10 leerder R20,000 verloor, is dit dalk 'n failure. Maar dit is nie. Dis net 'n reset. Dis net 'n iterasie van die reset. So in al die besighede verloor jy geld. Ek het nou dag gebeur gemaak. Ek het byvoorbeeld in 2019 R1 miljoen verloor op 'n property deal. Maar dit is net R1 miljoen. Verstaan, dit is net 'n iterasie. Dit is nie 'n failure nie. Jy leer net daaruit. Ek het byvoorbeeld bedryfsingenieurswese gaan swat. En as ek vir iemand sê ek is 'n bedryfsingenieur, dan assume hulle ek het R240,000 betaal om my graad te kry. Ek het 4 jaar lank geswat. Ek het al die toetse deurgekom. Ek het baie toetse teen en gefaal ook, maar ek het dit eventueel deurgekom. En ek het toe nou my graad gekry. Dis dieselfde met entrepreneurskap. As iemand sê hy is 'n pro-entrepreneur, dan moet jy eintlik assume hy het al 'n paar miljoene verloor. Hy het al die boeke gelees. Hy het al die toetse al gedeurgekom. Verstaan, dit is exact dieselfde. Entrepreneurskap is 'n profession, net soos ingenieurswese, net soos mediese en net soos en daarom is dit nie vir my 'n issue as ek R1 miljoen verloor op 'n property deal nie, want dit is net 'n stap in die regte rigting. Met die volgende property deals gaan ek 10 keer meer maak omdat ek hierdie les nou geleer het. En ek sien dit nie as failure nie, ek sien dit net as iterasies van die reset. Ja, die ouens wat vir jou kompetisie gaan ook nog daai les moet leer dalk, nê. Weet jy wat vir my, wat ek is nie 'n groot dit probeer soos toe ek in sorry Bert, toe ek in hoërskool was, toe was R20,000 wat ek verloor het in my besigheid vir my dalk baie. En toe op universiteit, toe ek R180,000 verloor in 'n besigheid, was dit dalk vir my rof geweest, maar dit is nie. As jy nou terugkyk, is R20,000 niks nie, R180,000 is niks nie. Om R1 miljoen te verloor op 'n property deal is niks nie. As jy dink aan ouens soos wat met biljoene rande werk, vir hulle om 100 miljoen te verloor is niks nie. So soos jy groei in jou entrepreneurskap journey, raak die failures wat mense dit sal noem al hoe groter. Maar jy sal uitvind dat dit fascineer jou nie so meer nie, want dit is net deel van die journey. Ek is nie ek wil nie op tone trap nie, maar ek is nie 'n groot fan van skool nie. Ek dink die hoofrede van omdat ek 'n fan van skool was is omdat ek het nie goed gedoen op skool. Disleksies, ek kan nie vinnig lees nie en daar's 'n reeks goeters. Ek het deur matriek op my gat deur matriek geskuur, nê. Maar ek dink in skool word jy geleer dat as jy fail, is jy stupid. As jy fail, is jy dom. As jy fail, is daar nie 'n toekoms vir jou nie. Jy sal maar moet sakkies pak by spar. As jy fail, dis verkeerd. En die ergste van wat alles is, as ek dit by 'n skool wil sit is, skool het 'n manier om dit so met 'n rooi pen vir jou uit te wys. Kyk daar, jy was verkeerd. Kykie, jy was verkeerd. Kyk, jy's dom. En die hele klas weet ook jy was verkeerd. Ja. So ek is 'n groot fan van hom, maar ek dink dit is die rede hoekom baie mense in Suid-Afrika of in die wêreld so half voel fail is verkeerd en dan op die ouene so bang is om iets te try want hulle gaan fail.
en dan gaan almal dit sien, die gemeenskap gaan dit sien. So jy wil nie publiek dit doen of so nie. En Dis 'n knippie.
Dis dit Nippie.